Israel se uittog uit Egipte, die Exodus, waarin hulle verlos is van slawerny en swaar kry onder die Egiptenare se sweep, is totaal deur God gedoen. Dit is absoluut, uitsluitlik 100% as gevolg van 'n ingryping van God. As jy dit nie verstaan nie, het jy probleme. Dit was nie omdat hulle Sabbat gehou het nie. Dit was nie omdat hulle nie vark geëet het nie. Dit was nie omdat dit aantreklike mense was nie. Besondere spesiale groepie nie. Hoewel hulle in 'n sekere sin dit was. Maar die verlossing en bevryding van die slawerny is in totaliteit deur die Here gedoen. Dit was sy handewerk en inisiatief en dade wat die verlossing bewerk het. Misverstand daaroor lei tot baie dwalings wat baie skade aan mense al gedoen het en steeds doen. Nou Israel is 'n tipe van die mensdom in slawerny. En hulle verlossing en bevryding is nie bewerk deur hulle wysheid, hulle eie geregtigheid, hulle goedheid, hulle autoriteit, hulle militêre mag, krag of strategiese beplanning en denke nie. Dis nie gebeur vanweë hulle visionering van vryheid, hulle praat van vryheid, hulle geloof dat hulle kan vry wees. Dit was nie as gevolg van die feit dat hulle kon droom van vryheid en hulle droom jaag nie. Dit was nie deur hulle krag en vermoë tot geweld nie. Nie vanweë visualisering, the law of attraction, of enige van die goed nie. As jy mooi kyk, is hulle nie eers vanweë goeie leierskap, dinamiese leierskap, uit Egipte verlos nie. Alhoewel Moses as leier opgetree het. Die oorsprong van hulle verlossing en bevryding was 100% God. God het besluit om hulle te verlos. God het alles gedoen wat die verlossing bewerk het. En God het dit gedoen omdat hy 'n verbond met Abraham, hulle vader, gehad het. Eksodus 3:24. Verder het God dit gedoen omdat hy hulle swaar kry raak gesien en meegevoel met hulle gehad het, vir hulle omgegee het as mense. Eksodus 3:25 en 23 tot 25. Die roeping van Moses, die pla wat die Egiptenaars getuister het, is almal deur God bewerk. Moses was slegs 'n instrument wat deur God gebruik is, en sonder God se ingrype in sy persoonlike lewe sou hy nie eers in Egipte opgedaag het nie, en na die ingrype het hy nog verskonings gemaak oor sy eie onvermoëns. Hy sou steeds in die woestyn gewees het, waar hy skape vir sy skoonvader Jethro opgepas het. God het gekies om Israel te bevry en te verlos, en hoe om dit te doen, en alleen aan hom kan jy die Exodus toeskryf en hom daarvoor dank. Nou hierdie dinge het almal ook op ons betrekking. Daar is ook 'n Exodus,
'n verlossing, 'n bevrydenis vir elke mens bewerk, om te ontsnap van die mag van die bose en die houvas en slawerny waarin sonde ons dompel. Ons hoef nie in sonde en misdade, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld voort te leef nie. Daar is 'n pad uit, 'n pad na vrede, 'n pad na vryheid, 'n pad na oorwinning, 'n pad wat lei na blydskap en vervulling en geregtigheid. Die verlossing in die geval is ook 100% 'n godsdaad. Hy het besluit om die mensdom 'n uitweg te bied. Hy het gekies om redding vir die mens te bewerk. Hy doen dit vanweë 'n verbond. 'n verbond wat hy van ewigheid beplan het, waarvan sy verbond met Abraham bloot 'n tipe en 'n skaduwee was. En as jy na die verbondsgebeure gaan kyk waar God met Abraham 'n verbond aangegaan het, sal jy lees en opmerk dat Abraham in 'n diepe slaap was tydens die verbondsluiting. Jy sal ook agterkom dat hy niks te doen het met die verbondsooreenkoms in die konteks van deelname aan hierdie verbond nie. Dis iets wat totaal buite hom gebeur, ter wille van hom en van al die nasies van die aarde. Hy slaap en God sluit met God 'n verbond. Hy's nie eers 'n toeskouer nie, slegs 'n bevoordeelde, 'n begunstigde, en saam met hom ek en jy, deur middel van die tipe se verwerkliking en verwesenliking in die Nuwe Testament. Daar is 'n tipe verbond wat God op Golgotha tussen die Vader en die Seun sluit, tot ons redding en verlossing, tot voordeel en guns en genade wat gebied word aan alle mense van alle nasies. Aan dit wat daar tussen en die Seun en die Vader gebeur, het ons bitter min te doen indien enigiets. Ons hoor net, dit het plaasgevind, presies wat daar gebeur het. God met God, God die Vader met God die Seun, wat 'n verbond sluit, en ons 'n geleentheid gee vir 'n eksodus uit sonde. Nou God het gekies om redding en verlossing en 'n eksodus vir ons te bewerk deur Jesus Christus. Dit is God se verkiesing. Die feit dat die Here my gered het, is nie omdat ek 'n aantreklike man is nie, ek wens ek was. Dis nie omdat ek vreeslik slim is nie, ek wens ek was. Dis nie omdat ek besondere prestasies bereik het, of enige ding wat my oulik en aanvaarbaar vir God maak nie. Dit was God se keuse om in en deur Jesus Christus 'n eksodus en 'n bevryding en 'n verlossing vir my en vir jou te bewerk. Ons word gered, nie omdat ons slim of mooi, omdat ons kan groot drome droom, sterk karakters en goeie gedrag toon nie. Ons word nie gered omdat ons veglustig, sterk en slim en van adelike afkoms is nie, maar omdat God medelee met ons het. In ons wortelstryd in hierdie koninkryk van hierdie wêreld wat aan Satan die duiwel behoort en waar hy die mens tuister met sonde slawerny.
Hy het besluit, hy maak 'n pad uit. God het besluit, hy maak 'n pad uit. En daai pad is Jesus Christus. Hy stel dit ons tot ons beskikking. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n diensknegt, 'n doelos, 'n slaaf van sonde. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 8:34 en 36. Jesus is die een wat die mag van die duiwel en sy houvas op ons verbreek. Hy is die een wat die kop van die slang verbrysel in ons hart en in ons lewe en in ons gees. Hy red, hy verlos en hy alleen. Sonder sy werking en ingryping is daar geen verlossing en redding uit die slawerny van sonde nie. Hy red ons nie omdat ons godsdienstig is nie. Hy red ons nie omdat ons gekatkeseer is nie. Hy red ons nie omdat ons een of ander ritueel gevolg het of ander teologie aanhang nie. Hy red ons in en deur 'n godsdaad wat hy in ons verrig deur Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. En sonder sy ingrype is daar geen verlossing en redding uit die slawerny van sonde nie. Ons kan sing van redding, ons kan spring oor redding, ons kan juig oor redding, ons kan praat oor redding, ons kan teologie skryf oor redding, maar as God nie ingryp en die wonder doen nie, is ons steeds in Egipte besig om te sing, soos die liedjie van die Israeliete terwyl hulle in Babylon sit. By the rivers of Babylon we sat down when we remembered Zion. Waar is hulle? Hulle sing van Sion, hulle sit in slawerny. Ons kan op dieselfde wyse die goeie goedjies sing, die ritmes hou, tot vroom sing, dit maak nie saak nie, ons kan nog altyd in Egipte wees, as God nie ingryp en 'n verlossing bewerk in ons lewens nie. Hy en hy alleen kan dit doen. Wedergeboorte, verlossing en bevryding is van begin tot einde 'n daad van God. 'n ingryping deur hom in my hart en in my gees. En is alleen beskikbaar en word slegs geaktiveer by hom en deur hom in ons lewens. Om deel te hê aan die geestelike uittog uit die mag van die sonde en slawerny, vra egter 'n deelname aan elk van die elemente van die Pasga of die Passover, die oorgangsproses van die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig, van 'n vertrek uit Egipte, van slawerny na die Jerusalem, beloofde land, waar God vir ons 'n stad bou, wat fondamente het, waar vrede en geregtigheid sal woon. As jy nie deel in die oorgangsproses en die elemente in die oorgangsproses nie, bly jy agter in Egipte, al was jy en is jy direkte nageslag van Abraham met 'n bloedlyn wat skrik vir niks. Nou die oorgangsproses is baie duidelik. Dis verstaanbaar en eenvoudig. En dit gaan hoofsaaklik oor wat in ons innerlike mens gebeur.
God het besluit om aan ons 'n Exodus te bied, wat totaal op sy vermoë om te red berus. Hy wil hê dat almal van ons sal deelneem aan die Exodus. Lukas 19:10. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Esegiel 33:11. Ek het geen behaag in die dood van 'n sondaar nie, sê die Here, maar dat hy hom tot my bekeer en lewe. 2 Petrus 3:9 vertel ons dieselfde storie van 'n God wat sy wederkoms nie vertraag soos ons dit vertraging ag nie, maar hy wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie. Hy wil almal red. U sien, God het nie gekies om net sekere ouetjies te red nie. Hy wil almal red. Maar as net een plek waar hy hulle kan red. En dit is in en deur Jesus Christus en die verbond tussen God die Vader en God die Seun. En ons moet deelneem aan die Pasga. Die elemente van die Pasga. Volgende week praat ons, of begin ons praat oor die pad uit Egipte. Hoe en waar neem ek deel aan die elemente van die Pasga? Dankie dat jy na my kom luister het. Die Here seën jou, mag dit goed gaan met jou. Mag jy deel in die uittog. Amen.